is ook die deel van die Onse Vader. Laat U wil geskied, Here, nie wat die eie ek wil hê nie. Dat dit nie sal gaan oor me, myself en I nie, maar dit sal gaan oor U. Here, wanneer dit moet nooit gaan oor die eie ek nie. Dit moet gaan oor U. En oor U wil vir elkeen van ons lewens. U wil vir die gemeente, U wil vir ons families, U wil vir ons by die werk, by die skool, waar ook al. Ons bring hier die lof en die eer, want Here, U is 'n goeie God. En ons weet daar is niemand soos U nie, en ons eer die Vader. Amen. U kan die sitplekke neem, die tieners kan deurgaan. Baie dankie vir julle, so al die tieners, julle is welkom om te gaan. Ek hoop ek sien julle Vrydag aand 6:30 almal hier vir daai games on aand. Ek is bly daar so baie van hulle, dis awesome. En mag die Here vir julle so ryklik seën. Wonderlik. Nou broeder en suster, ons het vanoggend ons verjaardagdiens, omdat ons laasweek hier die hele omgewing nou nie krag gehad nie, en jy weet, hoe kon ek nou mooi aantrek, ek het my mooiste suit gaan aantrek, en as julle mooi kyk, het ek my mooiste skoene ook aan, ek het die skoene lanklaas gedra, want jy weet, hulle is bietjie ongemaklik, maar hulle is smart, jy weet, so ek is nou vanoggend smart, dis ons verjaarsdag. Nou net voor ek met die boodskap gaan begin, en Elmarie gaan dit opsit, ekskuus van die datums is nou nog nie heeltemal reg nie, want ons het dit eintlik op die 16e gedoen, maar is eintlik die 23e vandag, né? Wil ek net gou weer hê dat almal wat die gemeente saam met ons begin het, net voor gaan kom staan, maar dit gaan ook die kinders bel. So Alicia, jy was deel destyds, Jenny, jy was deel, Annika, jy was deel. So kom almal, kom staan net gou hier. Ons sal aan die einde die foto neem van dit, moenie worry nou nie, want jy moet ook hier staan. So kom staan almal gou hier. Om 'n idee te gee, in 1999 toe ons begin het, was Annika 2 jaar oud. Jenny was 3 jaar oud. Kan jy glo, 3? En jy was 'n bietjie ouer, ek dink 5 of 6. Jy was 7. En Alicia was 7. En destyds, Shamaine, jy was baie jonger gewees. Minus 26 jaar. So hulle was ook een van die eerste gemeentelede, en weet jy, dit was vir my wonderlik toe ek nou spesifiek ook met die familiedag julle so dop hou. En dit was net vir my awesome om te dink, 21 Maart 1999 is 26 jaar terug. Toe baie van julle wat hier sit is nie 26 jaar oud nie. Dis wat ons trek, dis wat die Here vir ons gedoen het, en weet jy wat, is hierdie goed wat my so opgewonde maak, en ek is so dankbaar, julle is nog met ons, en ek is so bly, Alicia en Shana, julle is terug waar julle hoort by die huis. Om 'n idee te gee, hierdie 2 verjaar presies op dieselfde dag, maar julle sal dit nie sê nie, Shana is 'n jaar ouer as Annika. Maar Annika het, jy weet, gekonsentreer daarop om te groei en so aan, en Shana nie eintlik nie. Maar dis 'n wonderlike voorreg vir my om hierdie mensie saam met my te hê vanmôre. En ek dink my skoonpa gaan die diens vanoggend geniet, want ek gaan so 'n bietjie teruggaan na strategiese beplanning wat ons 26 jaar terug gedoen het. So dis awesome. So kom ons gaan net vir hulle 'n baie groot hande klap gee asseblief. Nou ek is ook deur redelik gestryd en dinge deur julle, was baie begrafnisse wat ek gedoen het, wat hier staan se familielede, en ma's, pa's, troues, weet, en ons het soveel goed beleef, en weet, ek wou nou nie vanoggend die foto opsit nie, maar die stunningste foto van Vrydag was 'n man wat geslaap het, dat die berge reën. En ek het net gehoor, hulle het hoopie ook op jou gaan maak op 'n stadium.
En Konrad het nogal bo gelê, sorry tuis. Nee, dit was regtig awesome en ek wil vir julle dankie sê. Ek is baie lief vir julle. Julle is baie spesiaal vir al hierdie week wat ek deur is met al die goed. Ek is so opgewonde, julle is nog saam met ons en mag die Here julle baie ryklik seën. Baie dankie, julle kan julle se plekke neem. Skus, na die tyd moet julle net almal kom, ons gaan net 'n foto van julle neem, hoor. Dis vir my redelik belangrik. Nou, skus as ek vanoggend bietjie moeg lyk, ek is moeg. Ek is vanoggend 1:30 wakker gebel, dis 'n man in ons gemeente uit die baie kerk toe gekom, hy is vanoggend oorlede aan 'n hartaanval op 45. En wat my verskriklik hartseer maak van die hele saak is, hy was die broodwinner, hy los 'n vrou en 3 kinders agter. So daar is soveel goed wat moet gebeur nou en daar's nie geld nie. Dis hoekom die feit dat jy hier is genade, hoor. Genade, sê vir die Here dankie. So ek het vanoggend dink ek so 3:15, 3:30 in die huis ingestap, so dit was bietjie rowwe aand gewees, of rowwe oggend gewees. Nou ek wil vanoggend met julle praat oor 26 jaar wat ons deur is, maar ek gaan relevant met julle praat, dit beteken jy kan iets neem vir jouself. OK, nou ons gemeente is gestig op 21 Maart 1999 en ons eerste diens was op dieselfde dag om 9:00 te Laerskool Hermanstad. Nou, destyds was, hoor hierdie een, Bertie Matthijsen die waarnemende hoof. En dis deur hom wat ons in die skool ingekom het en die saal kon gebruik op Sondag en ons het die saal vir baie jare gebruik totdat die fasiliteite nie meer genoeg was vir ons en ons geskuif het na tuine toe omdat ons daar 'n toelapa gehad het vir ons kinderkerk en jy weet 'n klomp ander dinge ook gebeur het en toe so die tweede plek wat ons gehad het was toe Laerskool Tuine en toe so 14 jaar is hierdie jaar, kan julle glo, 14 jaar terug wat ons hier begin het. En om julle 'n idee te gee, ons het 'n leedop gehad hierso. Alles wat julle hier binne sien was nie hier gewees nie. Selfs daai mure, daai skortings, alles was oop. Dit was 'n oop plan gewees. En ons moes 'n klomp dinge doen en weet ek het min of meer 'n berekening gaan doen en ek dink ek kan miskien baie onder wees, maar weet jy wat? Ons het op hierdie stadium plus minus 3.5 miljoen in hierdie plek geïnvesteer deur die jare. 3.5 miljoen plus. So hier's verskriklik baie geld hierin. Om hierdie 'n kerk te maak en sodat ons kan aangaan. Ek dink nie daar's 'n kerk in ons omgewing wat meer begrafnisse en troue doen as ons nie. En ek gaan later ook daarby kom, want ek bedoel ons het nou het ek mooi dink Donderdag, Vrydag, Saterdag troues gehad. Gister was daar 'n begrafnis wat pastoor Konrad gedoen het van Dr. Paul de Waal wat ook laas naweek oorlede is. En wat Melanie en Annika nogal hierdie week vir my op patent gemaak het, dis die 4de pastoor wat by ons was wat oorlede is. Want die eerste was Dr. Henk, pastoor Henk, nou gee ek hom sommer 'n doktersgraad, pastoor Henk Koch. Die tweede een wat oorlede was Richard Barrett. Die derde een wat oorlede was Albert Goeman. En die 4de een was ook 'n dokter gewees, Dr. Albert Goeman en nou Dr. Paul de Waal. En tye kom en tye gaan, en mense kom en mense gaan, ook in die lewe, né? So, jy weet, dis hartseer as mens terugkyk na hierdie geskiedenis. Maar jy gaan net vir my nog eene aan. En toe ons begin het, toe moes ons nou kyk, okay, wat wil ons doen? Visie beteken waarheen is jy op pad heen? Wat wil jy bereik vir die Here? En dit was redelike gestoeiery aan die begin, want jy weet, om 'n visie te kry is nie die maklikste ding in die wêreld nie. En God het vir ons toe 'n visie gegee. Kyk daar, ons visie
wat op ons konstitusie staan, en julle hoor dit nie baie nie, miskien moet ons dit meer op die voorgrond sit, is, ons visie is versorging van die gemeenskap deur middel van uitreiking. Nou ek kan julle nou ook sê, daar is geen gemeente in ons omgewing wat meer uitreik as ons nie. Deur al die jare was dit nog altyd so. En julle gaan nou sien hoekom ek dit vir julle sê, want ons is op soveel terreine besig wat julle nie kan comprehend nie. En dis wat God met ons gedoen het. Nou, jou missie is weer hoe om jou visie toe te pas, né? So jou visie is, ja, versorging van die gemeenskap deur uitreiking, maar hoe doen jy dit? Die missie is die hoe. En kyk hierso, wat is ons missie? Net Bybels. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die hoe. Nou, dis die hoe waaroor ek wil praat vandag. En ek wil hê, jy moet ook so 'n bietjie kyk na die visie en missie in jou eie lewe vandag om te sê, waarheen is jou pad heen? Wat wil jy bereik vir die Here? Waarheen is jou pad heen in jou eie lewe, in jou huwelik, in jou gesin? Want kom ek sê vir jou, as jy net ergens op pad heen is jy nêrens op pad heen. Want ergens beteken jy weet nie eintlik nie. Jy moet weet waar jy op pad is. Wat wil jy bereik? Wat is jou uiteindelike doel? En ons het gesê, ons gemeente moet daarop fokus om disippels vir die Here te maak, hulle te doop en hulle te leer. Nou dis waaroor ek wil praat ook vanmôre, en ek gaan nie baie lank wees nie, maar volg my asseblief. En ons kyk wat die Here ook vanoggend vir jou gaan sê. So die missie is die hoe. Nou, ek het daai vers vir julle voorgehou, ek gaan hom net weer lees terwille van die op die uitsending ook op Facebook. Matteus 28 vers 19 sê baie duidelik, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, in vers 20 spesifiek daarmee saam, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nou, daar's 5 punte wat hier uitkom. En as jy 'n goeie geheue het, ek het laas jaar ook oor dit gepreek, maar nie heeltemal soos vandag nie. En ek wil hê julle moet luister wat hier na vore kom. Nommer 1, gaan dan heen. Nou weet julle wat is die probleem met die meeste kinders van God? En ek gaan nou iets doen en ek gaan vir 'n ruk stil bly. Moenie worry nie, ons uitsending is aan die gang. Daar gaan net vir 'n oomblik stil te wees, want ek wil iets probeer demonstreer. Ons probleem is, ons gaan sit. Kyk so 'n bietjie wat gebeur nou in die kerk as ons gaan sit. En as die pastoor gaan sit, wat gebeur? Daar gaan niks gebeur nie. Beteken is 'n aksie. Ek en jy kan nie dink ek kan op my stoel sit en hoop dat alles gaan regkom nie. En nou die Here gaan begin werk en dinge gaan begin gebeur. Ons wag mos God moet die werk doen. Hy moet nou aan die gang kom. Luister, is ek en jy wat aan die gang moet kom en die Here help ons. Hoor julle? So dis 'n aksie. Kyk daarso, die eerste stuk sê, gaan dan heen. Dis 'n aksie. Dit beteken iets moet gedoen word. Nee, wag so 'n bietjie, gaan wag maar in die kerk, sit op 'n stoel en die ouens sal na jou toe kom. Dis waar daar staan nie. Jy moet uitgaan, jy moet gaan. Ek weet ons is nou bietjie minder vandag as laas week, want dis ook nou lang naweek, maar ek wil net gou vir julle net demonstreer, en so net as jy vinnig vir my oor die gehoor kan gaan soos dat hulle opstaan. Wie is deur hierdie gemeente getrou? Wil julle nie net opstaan asseblief?
Ja! Julle moet ook eintlik opstaan want julle gaan nou getroud word binne 'n paar weke. So dis awesome. Hier's baie werk wat ons gedoen het wat hier staan nou, né? Kyk, julle kan weer sit. As ons begrafnis op een of ander manier vir jou familie, jou geliefdes gedoen het, staan geop vir my. Hierdie is die hartseerste, want dis baie meer as die troues. Kyk hoeveel van julle is hier en is man wat begrawe is, 'n vrou wat begrawe is, kinders wat begrawe is, 'n ma of 'n pa, broer, suster. Natuurlik die kindertjies, die babetjies. Kyk waar staan ons. Dis bietjie scary, is dit nie? Julle kan weer sit, baie dankie. Iemand kom in die week na my toe en vra vir my, pastoor, as ek hoor is julle met 'n begrafnis besig of met 'n troue besig. Trou julle so baie ouens in die kerk en sterf so baie ouens in die gemeente. Hierdie wat nou gestaan het is 'n fraksie, want die meerderheid begrafnisse wat ons doen ons buite. Beteken is buite mense. Die meerderheid troues wat ons doen is buite mense. Kom ek sê vir julle hoe ons werk. Op hierdie stadium 12 begrafnisondernemers saam wie ons werk. As hulle nie 'n kerk het nie, raai wie bel hulle? En as die kerke hulle nie wil help nie, ek het nou die dag weer 'n geval gehad, die tannie was 40 jaar in daai gemeente, maar sy kon vir 2 jaar nie kom kerk toe nie, want sy het Alzheimer gehad. Wie wat het die predikant vir haar gesê, so ou wil ek vermoor. Sy was nie meer in die kerk nie, so ons kan haar nie help nie. Maar vir 40 jaar was sy 'n tiende betaler en het sy gewerk in die kerk en inteendeel haar man het 'n groot deel van haar kerk gebou. En wat doen die predikant? Sorry. Julle is nie meer deel van die kerk nie. Wie wat om jou te help? Dis nie nodig as jy deel is van die kerk nie. Solank jy wil doen wat die Here sê. En weet jy wat, ek glo dat almal die reg het om vir iemand totsiens te sê deur middel van 'n begrafnis. Sharon skud al haar kop vir my as ek hier is nou weer. Ons het môre weer 'n baie groot begrafnis hierso. Dis 'n jong man, hy was 32, hy's laas Saterdag dood in 'n motorfietsongeluk. Maar ek het 'n lang geskiedenis saam met hom, wat op Saamspan Laerskool, ek het krieket daar afgerig, was hy in my krieketspan gewees wat ek afgerig het vir 'n paar jaar. En ek het die voorreg om hom te begrawe. Why? Want ek's beskikbaar. Hy was nie deel van die kerk nie, alhoewel hy deur berading is so 'n paar jaar terug. En tog, môre doen ek dit. Julle, ons moet heen gaan en 'n verskil begin maak. Ons moet doen wat die Here sê. En as dit gegaan het oor die eie ek en oor net die gemeente, dan het ons die doel heeltemal gemis. Dit moet gaan oor die Here. En dis hoekom ek en jy moet heen gaan en 'n verskil begin maak vir die Here. Want dis wat God vra, dis wat God verwag. Ons moet iets doen, ons moet in beweging kom. Jy kan nie sit en verwag, dinge moet gebeur en dinge sal aan die gang kom nie. Ek het gou net van 'n gelys gemaak en ek is seker, Pastoor Jaap, ek het 'n klop goed gemis. Sharon, julle, ek het die kerkspan heel bo gesit, sien jy? Want dis ons lifeline hier, so Pastoor Jaapie weet dit.
Dis die ouens wat hier by die kerk is dag in en dag uit en sorg dat die dinge gebeur, dat die kerk skoon is, dat alles reg is vir die volgende funksie, begrafnis, bediening, wat ook al. Baie van julle weet dit nie, maar hierdie kerk is oop elke dag van die week, maandag tot vrydag tussen 8 en 4, en partykeer na ure ook. Baie Satra, soos gister was hier 'n troue waar Stella my moes help. Sharon hulle was by Dr. Paul se begrafnis. Tweedens, die susters. Pastoor Sari hanteer dit. Die susters is nie net aan die gang met 'n selgroep elke week of 'n omgeegroep nie, maar hulle is ook betrokke by ander dele, by die welsyn, die broodjies, die kospak, die kos uitdeel. Dan is ons betrokke by die skole, ons is nog steeds betrokke by die skole, nie meer soos aan die beginjare nie, want my energie vlakke het bietjie want ek het, ek dink baie van julle kan onthou, waar ek gespring en gedans het saam met julle. Dit was my skolebediening. En julle gaan nou ook sien Flippie, wat 'n groot deel was van die skolebediening, veral in die begin. En veral by die kleuterskool. So ons is geweldig betrokke met daai goed. Ons is nog steeds betrokke by baie skole. Inteendeel, as skole 'n probleem het, en veral as dit kom by krisisberading, raai wie bel hulle? Ons help nog steeds. Ons het byvoorbeeld nog steeds 'n uitreiking by hoërskooltuine elke dag, waar ons kos gee vir al die minder bevoorregte kinders. Elke dag, maandag tot vrydag. En julle my nou net help, ek dink is jaar 5, nee. Sal die 5de jaar, 'n ander gemeente het dit al die jare gedoen, en toe het hulle net op 'n stadium gesê, nee, hulle sien nie meer kans nie. En raai wie bel hulle? Kyk, ons gesê ja. Dis harde werk, dis nie maklik nie, maar dis om in beweging te kom. Ons tieners en ons jeug, ek is so bly, hulle is aan die gang. Sondag wat verby is, en ek sien vandag is hulle weer 'n klomp, was daar 34 tieners. Ons kinderkerk, Pastoor Sari en haar span, aan die gang, was laas week geweldig baie kinders, vandag ook, want hulle het gehoor hulle kry persente, maar is okay, hulle is daar. Bible College, ek dink nie daar is 'n gemeente in ons omgewing wat soveel ouens oplei nie. Daar is nie. Jy kom maar gehoor, daar is nie. Veritas, eintlik deel van ons Bible College, maar dis nog 'n ekstra vleuel wat ons het. Bidure, daar praat ons van, jy weet waar die susters by mekaar kom, ons op Saterdagoggende by mekaar kom. Ouetehuise, ons is betrokke by die ouetehuise. Baie keer indirek, baie van die klere wat ons hier gebruik, die stuur ons ouetehuise toe. As daar ekstra kos is, stuur ons dit soontoe. Ek kom nog baie by baie van die ouetehuise waar ek betrokke is. Nou gaan dit vir jou snaaks klink. Weet julle dat ek betrokke is by die polisie? En dit gaan vir julle nuus wees. Weet julle waar hou die polisie hulle groot vergaderings? By Koinonia Christen Sentrum. Ek was laasweek weer by die polisiestasie. Hello pastor, how are you? No, shop. What are you doing here? Problems again? Ja. Ons is ook betrokke in die gemeenskap, ons is betrokke by baie organisasies waar ek help en raad gee en baie keer moet ek gaan open. Ons is betrokke by besighede. Wat is dit? Weekliks gaan ek na besighede toe om daar te open. Ek open nie almal elke week nie, want dit hang af van die program, maar weet jy wat? Dat baie van hierdie besighede, al kom ons 1 keer 'n maand of 1 keer in 2 maande daar, dan doen ons dit. Ons het besighede so ver as Garankoa, Roslyn, Brits, Roodeplaat. So, ons kom wyd.
Ons is wyd betrokke. Hoekom? Want die Here het gesê ons moet heen gaan en 'n verskil maak. En daar wil ek julle 'n voorbeeld noem. Dit was Vrydagoggend, né? Vrydagoggend, nee, Donderdag. Donderdagoggend kon ek nie gaan nie, want ek moes in die hof wees saam met Oom Bensden met al hulle dinge. En toe moes Pastoor Konrad verlof insit by die werk sodat hy vir my 'n begrafnis, 'n gedenkdiens by 'n besigheid in Garankoa kon gaan doen. En nou sê hulle, dit gebeur daarom nie baie nie. Luister, hierdie goed gebeur meer as wat jy dink. Op 'n stadium dink ek Stella en Sharon hulle en Carol hulle weet ten minste beter. Ek is party daar glad nie by die kerk nie. Nie omdat ek by die huis sit en niks doen nie. Maar ek's besig buite met dinge, besig om dinge te reël, besighede, saam met hulle te gaan bid, daar's stryd, daar's probleme. Dan doen ons ook ons bejaardes. Ek wens ek kon dit meer doen. Die tyd is 'n probleem, maar moenie worry nie, net na die Paaskonferensie het ons weer 'n lekker dag, bederfdag. Ek gaan weer 'n fisio daar hê, ek gaan weer iemand hê wat jou voete gaan massage. Ek gaan weer die haarkapper daar en die gremering en die naels, moenie van die naels vergeet nie, maar ons gaan dit daar hê. Want, weet jy wat, julle ou mense is soms belangrik. Nou, Jan, hulle is ongelukkig nie hier nie, maar net na die vakansie begin daar iets besonders vir julle. Op Woensdag 12 uur gaan ons begin met 'n omgeegroep vir ons 60+. En hoor hierso, ons het ons sopkombuis gestop oor redes en hulle verwys na ander plekke toe, want ons wil graag ons ou mensies bederf. So julle gaan kos op kry die meeste van die tyd. Hoe klink dit? Okay, né? Jy sien, gaan dan heen en maak 'n verskil. Ek wil nie te lank hierop wees nie. Want ons aksie vir getroudes, ongelukkig ook, kan ons nie genoeg by mekaar kom nie, maar ons het daai aksie, ons het 'n interessante Valentynsete en dag gehad. Julle kan net maar vir Sinay vra, as ek na kyk word sy rooi, oor redes. Begrafnisse en huwelike, ons is verskriklik besig met dit. Ek het gaan kyk, min of meer, ons het laas jaar, het ons 121 begrafnisse gedoen in die gemeente, of vanuit die gemeente uit. 121. Julle, dis een elke 3 dae. Trouwens, was ek dink 107. Julle, ek het 107, of ons het 107 paartjies getrou, en daai man se begrafnis gedoen op die troudag. Snap julle? Sê seker jy wil nog trou, want dit gaan jou begrafnis wees, is totsiens vryheid, totsiens ek kan doen wat ek wil, totsiens ek is die baas. My vrou kyk my skeef van, julle, ek gaan aan. Dan het ons 'n beradingskliniek hierso. Luister so 'n bietjie hierna. Ons is die enigste beradingskliniek wat nie geld vra nie. Die enigste een. En dan het ons, ek moes dit bysit so net, nou moet jy vir my kyk, en ons het ook Facebook live uitsendings. En dis nog nie alles nie, want ons praise and worship team, dit is ons klankman, dit is Elmarie agter die rekenaar. Weet julle, ek kan aangaan met hierdie goed, hier so baie van julle wat soveel doen. Ons is besig. En ek wil julle net gou vertel van hierdie wonderwerk. Ons yskas is maandag reggemaak. Dit was amper R15,000 of daar rond. En een van ons gemeentelede het dit betaal.
En weet julle, die woorde wat na my toe teruggekom het van die betrokke persoon was, die Here het gesê ek moet dit doen. Dis vir my awesome hoe God werk, né? En hoe God bly voorsien en onderneem. Ek wil net teruggaan na Vrydag toe. Weet julle dat Vrydag moontlik was oor ons betrokkenheid by plekke? Een van die besighede waarby ek betrokke is Grizzlies, elke week. Elke week. Dis hulle wat vir ons hy R46,000 se kaartjies gegee het, dat ons lekker kon jol. Ek sien nou nie Rolien vanoggend die wat vir ons die koek gebak het nie. Deur 'n troue is hoe sy by my uitgekom. Sy het daai enorme koek vir ons gebak. Paar rand. En daai lekker goed pakkies, een van die besighede, 'n fisioterapeut, by wie ek al jare betrokke is, hy het dit geskenk. Die geskenkies by die kinderkerk vanmôre, ook deur hom. Kan julle sien? Hoekom gebeur hierdie goed? Hier pastoor, hoe is dit moontlik dat die Here julle so seën? Want ons werk. Ons werk vir die Here, ons doen iets. Ons sit nie stil nie. Nou nommer 2, ek gaan my haas. Hy sê, gaan dan heen en dan sê hy, maak disippels van al die nasies. Nou evangelisasie is vir my ongelooflik belangrik. Hoekom dink julle doen ek so baie begrafnisse? Dis die beste evangelisasieveld wat daar is. Baie van julle wat hier sit, het deur begrafnisse by ons uitgekom. Dit was evangelisasie. Baie van julle wat hier sit, het deur troues by ons uitgekom. Dis evangelisasie. Hy pastoor, ek het nog nooit so daaroor gedink nie. As jy 'n verskil ergens vir die Here maak, dan is jy besig om disippels te maak. En dis wat so awesome is. Jy sien, om disippels te maak impliseer alweer werk, want dit is 'n werkwoord. Maak, as jy iets maak, beteken jy doen iets. Dit kos om te werk om siele te wen. Die derde punt daar, uit Matteus 28 vers 19 praat van, en doop hulle. Nou ons het nou vir 4 Sondae na mekaar doopdienste gehad. 4 na mekaar. Ons het nou nie vandag nie, ek moes net ergens begin asemhaal, en ons is besig om die doopbad weer so 'n bietjie reg te maak, want hy lek verskriklik. Kyk maar, maak disippels en doop hulle. En doop hulle. Die woordjie daar is baptizo, wat sê onder die water in. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons moet die siele doop, die water doop, baptizo, van hulle wat tot bekering kom. Ek wil net vinnig hier praat, en weet jy wat, luister mooi, daar's nie 'n probleem om as kind gedoop te word nie. Maar dis nie die bekeringsdoop nie. Dis nie die waterdoop nie, dis nie die baptizo waarvan die Bybel praat nie. Dis wanneer jy self kan verstaan en tot 'n besluit kan kom. So as jy as kind gedoop is jy nog nie gebaptizo nie. Jy moet dit laat doen, want dit is 'n opdrag van God self, nie van die kerk nie. 4 doopdienste in 4 weke. En dan sê hy, en leer hulle. Nou as ek van hierdie punt praat, dan smaal pastoor Jaapie net so groot. Want hier sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou wat doen ons? Leer is ook 'n aksie. Ons moet die siele leer van God, wat tot bekering kom. En daar's waar die Bible College en Veritas en die kursusse na vore kom. En is al hoe meer wat by die Bible College begin betrokke raak. Awesome. Veritas ook bly groei. Awesome. Die kursusse, dis awesome. Maak net plan dat jy daar uitkom. Nou kom ek sê vir julle, sonder dat ek het nou so beplan het of so, want hulle het maar vir my gesê, pastoor Jaapie het dit vanoggend genoem, Konrad.
van die Bybelleesstorie en leer hulle. So daar's 'n groep geskep, daar gaan 'n link wees, as jy wil deel wees, klik net op die link en jy's deel van die groep, en jy gaan elke dag skrif hê wat jy moet lees, dat jy die Bybel in 'n jaar kan deurlees. En hoor nou hierso, ek weet baie van julle is lui om te lees. Ons gaan vir julle die audio ook stuur. Want dan terwyl jy bestuur, kan jy luister. Dan word die skrif vir jou gelees. Hoe awesome is dit? Hoe pastoor, ek is so besig, ek het nie tyd nie. Okay, hoe lank vat jy om te ry werk toe? Hoe partykeer 'n uur? Okay, 'n uur kan jy nogal baie Bybel inneem, né? Maar kan julle sien, leer, weer 'n werkwoord. Maar dan die wonderlikste van alles is, God sê ook vir ons, hy's altyd by ons. Hierso sê die woord, God sê hy's altyd by ons, vers 20 van Matteus 28, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Of pastoor, jy verstaan nie, almal het my verwerp. Is nie. Want God sê hy's by jou tot aan die volëinding van die wêreld. Wie wat baie keer, en ek het nou hierdie week weer gehoor, want hy's in jou. Ja, ongelukkig is hy nie altyd welkom in my lewe en in my omstandighede nie, so maak hom net welkom, dan kan jy hom weer begin ervaar. En weet jy, broeder en suster, om God te ervaar het niks met gevoel te doen nie. Want baie ouens sê, maar ek voel nie die Here nie. Wat wil jy voel? Ek knyp. Ek klap. Nee. Ek wil God ervaar. Het gaan nie oor ek wil hom voel nie. Want jy kan hom nie voel nie. O pastoor, ek weet, die Here is daar as my hare begin rys. Man, kom ek gaan sluit jou toe in die yskas, jou hare gaan dalk rys. Is ek reg of verkeerd? Hoe ek weet die Here is daar as my pinkie so begin maak. Wie wat die woord sê hier, God is met jou, al die dae, elke minuut, elke sekonde, elke uur, elke dag, tot aan die volëinding van die wêreld. God se belofte aan ons is dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Dis sy belofte. Hebreërs 13 vers 5b sê dit, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Is dit nie awesome nie? Jy sien, dis hoe ons as gemeente dit gedoen het met die afgelope 26 jaar en dit nog steeds gaan doen. Nou ek wil daar afsluit deur vir u die volgende te sê. Deur die jare het al soveel mense gekom en gesê, julle doen dinge verkeerd. Dan sê ek maar, okay, nou is ek so bietjie deur mekaar. Want dis die opdrag van die Here, so moet ek nou na jou luister en nie na die Here luister. En dis hoekom ek sê, ons gaan nog steeds doen, ons gaan nog steeds heen gaan en 'n verskil maak vir die Here. En God gaan ons help. En God gaan ons onderneem. Ons het 26 jaar met 10 gemeentes wat afgestig het deur die jare, is ons nog steeds hier. En raai wat, ons is weer in 'n groeipatroon. Die Here is weer besig om nuwe ouens by te voeg. Dis vir my awesome. Ons is weer daar. En ons gaan aanhou. Ja, ek raak partykeer moedeloos. En pastoor Japie weet dit, want dis my aflaai plek. Ek gaan sit en sê ek kan nie meer met my vrou nie. Wat nou? Toe my ou Marie, hy sê ook, ek weet ook nie meer met my vrou nie.
Nou het ek jou in die moeilikheid gebring, is nie fair nie. Julle, dit is nie altyd maklik om te doen wat die Here sê nie. Ek was nie vanoggend lus om 1:30 op te staan, want ek was moeg. Het was 'n rowwe week, rowwe naweek. En ek het net weer 'n stemmetjie gehoor, want ek wou vir hulle boodskap sê, ek sê julle môre sien. Tot die Here vir my gesê het, hey, vir wie doen jy dit? Vir hulle? Of vir my? Here, sorry. Ek moet julle hierdie grappie vertel, van julle het hierdie grappie al gehoor. Ek weet my skoonma sit agter hierdie hele ding, ek weet dit, ek kan dit net nie bewys nie. Aan die begin jare van die gemeente het ons nog by hulle gebly aan huis, want ons het toe nou uit Brits ons huis verkoop, en hulle het 'n groot huis gehad, nie ver van hier nie. En dit was winter. En 3:00 die môre skrik ek wakker, en ek ervaar so hoe die Here met my praat en vir my sê, hy, praat met my, begin bid. Julle en toe ek en dit was koud, dit was regtig in die haai winter, dit was koud. En toe ek my neus so uitsteek, toe sê ek, nee, krisis, ek kan nie sien as die Here wat my praat, dis koud. En op een of ander manier het my hand afgeval, net na ek weer in die slaap geraak het, en daar was 'n lampie met so elektriese draad, waar hy gelas was op 'n stadium, en julle die solution of daai tape was nie meer oor daai las nie. En julle, my vinger raak uit draad. Ek jokkie vir julle nie, is minder as 'n sekonde, toe staan ek op aandag langs die bed. Ja, ek was nie meer koud nie. En toe ek dryf sterk maar sitkamer toe en het nog maar daar met die Here gaan praat. Dis erg as die Here en my skoonma saamwerk. Ek het julle baie sulke vraagjies vertel deur die jare, as die Here met jou praat, begin dit net doen. Ek wil afsluit met 'n getuienis wat die afgelope jaar gebeur het. Die een oggend vroeg, het was seker hier by 7:30, kry ek 'n oproep van Laerskool Tuinrand se hoof. En dit my sê, pastoor, ons is in groot nood, asseblief jy moet kom help. En ek het nie regtig 'n groot betrokkenheid gehad op baie stadium nie. Jare terug was ek baie betrokke daar, maar ek sê vir hom, ek's op pad. Ek kom daar toe hoor ek dat die onderhoof en sy dogter het die oggend dood verongeluk. En hy vra vir my, asseblief help ons met die skool, help ons met die kinders. En ek het gehelp, ons het daai oggend die kinders bedien, en saam met die wat regtig waar swaar gekry, die onderhoof het 'n groot impak gemaak daar. En ons het saam met hulle gebid, en kyk, ek het mos nou my werk gedoen. Dankie Here, ek was daar, ek het my kant gebring. Die volgende oomblik kry ek 'n oproep, pastoor, asseblief jy sal weer moet help. Ek sê, ja, die familie. Ek sê, nee, is reg, ek sal met hulle ook praat. Ek deel toe met die familie, en ek vat hulle toe na begrafnisondernemer toe, reël alles vir hulle. Nie in ons kerk nie. Hulle was nooit in ons kerk nie. Maar ek het hom redelik goed geken, seker 25 jaar plus. En terwyl ons by die begrafnisondernemer sit, toe sê hulle, pastoor, asseblief sal jy vir ons die begrafnis doen. En ek dink by myself, Ek sê vir hulle, is reg, is julle seker asseblief? Van julle was betrokke gewees, ek weet, Konrad, jy was saam met my, Pastoor Japie, jy was saam met my.
Daar was 750 mense daar by herlewingsentrum, verskriklike groot begrafnis. Ek het lanklaas gaan kyk, daar was, ek dink 50.000 views van daai begrafnis. Ek hoef dit nie te gedoen het nie. Maar hoekom het ek? Om shine te vang? Nee, want dit was harde werk, dit was baie emosioneel. Ek het dit gedoen omdat die Here gesê het, jy gaan dit doen. As die Here met jou praat, wie is jy om te sê nee? Want hy het al met jou gepraat. En hy het vir jou gesê, dis wat ek wil hê jy vir my moet doen. Gaan doen dit. Maar ek weet nie of ek sal kan nie. Luister, as die Here jou vra om dit te doen, het dit nie te doen met kan jy of kan jy nie, want Filippense 4:13 sê ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my krag gee. Kom ons buig ons hoofde. Here, U het met ons gepraat. Ek weet nie wat om te sê nie, maar U is net groot. U is wonderbaar. As ek kyk na 26 jaar alles wat gebeur het, dit was 'n rollercoaster. Maar Here, U is getrou. Dankie dat U 'n waarmaker is van die woord. Ons bring U die lof en die eer. U is 'n goeie God. En Here, dankie, ek weet U het vanoggend met broers en susters gepraat hier, en ek wil bid dat hulle net 'n besluit gaan neem, en hierdie hele ding om te sê, okay, ek weet, ek moet aan die gang kom vir die Here. Ek weet, die Here het nou al so lank met my gepraat, en ek sit en wag, in plaas van dat ek opstaan en aan die gang kom. En Here, dankie dat U elkeen van ons gaan help, in die naam van Jesus. Ek gaan nie vanoggend 'n uitnodiging maak nie, maar as jy net vanoggend ervaar, God het nou met jou gepraat, en hy praat deur hierdie hele preek met jou, dat jy net vir hom iets moet begin doen, dan wil ek net vra, wil jy nie opstaan daar waar jy sit nie, net opstaan, dis al. Net sê, Here, hier sê ek, jy het met my gepraat, ek moet nou begin regkom. Wie staan nog? Hier soveel wat staan, as jy nog deel van hierdie gebed wil wees, staan het, asseblief. En God gaan vir jou help, en God gaan vir jou onderneem, en God gaan vir jou seën. Julle wat daar naby daai broers en susters is, wil julle net julle hand op hulle plaas nie. Asseblief, daar aan niemand is wat alleen, dis 'n klompie wat alleen staan, asseblief, staan net gou op en gaan sit julle hand op hulle, asseblief. Dat almal ten minste net 'n hand op hulle het, please. Daar sy. Daar's 'n oom daar agter, as iemand net by hom wil gaan staan, asseblief. Dankie, Petro. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, U het gepraat vanoggend, ons probleem is, as kind van God, dat ons nie altyd aan die gang wil kom nie. Ons het altyd verskonings om te bly sit, en te wag vir die dag van môre, of wag dat dinge moet gebeur, en in die tussentyd het U net gesê, staan op en gaan dan heen. Staan op en begin aan die gang kom vir my. En dankie vir wat U gaan doen vir elke broeder en suster in die naam van Jesus. Die lof en die ere kom U toe, en U gaan ons help, Here, U gaan ons wonderlik help. En ek sê vir U dankie, seën hierdie boeties en sissies wat nou staan. Dankie dat hulle aan die gang kan kom vir U. En dat U vir hulle gaan help, en dat U vir hulle gaan onderneem in die naam van Jesus. Die lof en die ere kom U toe, Jesus, ons sê vir U baie, baie dankie. Baie, baie dankie, U is groot. U gaan ons help. Amen. U kan nie sitplekke neem, Michael, ons gaan nie nou sing, ons gaan nou eens kyk na 'n slideshow, julle moet gaan kyk, 26 jaar. En daarna gaan ek die kinderkerk ook laat inkom in die tienerkerk vir ons eregas. Wie's dit? Flippy, ouma Steen, Flippy. Ek eis alweer om te dink, ek gaan weer aan die korste en trek, ek weet dit, maar is okay. Kom ons gaan kyk na 'n slideshow. Almarie. Sy het hierdie, sit op haar hoed gou weer. Kyk nou daarso, wat het sy gedoen, Pastoor Japie? Jy moet met haar praat, sy kan nie so in die kerk wees nie.
Dit was koslik, baie dankie. Ons gaan kyk na 'n slideshow, hy is so 15 minute, min of meer lank. Konrad, wil jy net musiek saam met hom opsit, net agtergrondmusiek asseblief, ek het nie musiek op hom gesit nie. Jy sal sien, dit gaan redelik vinnig, ekskuus. As jy sometime hom wil hê, ek sal hom by Stella los, jy kan hom by Stella kom aflaai, as jy 'n USB stick. Baie van julle is daarop, en julle is net nie meer so mooi soos daai foto's nie, want is baie jare later. Maar kom ons gaan kyk daarna. Ek het probeer opskrifte bysit by alles om min of meer te sê wat was dit en wanneer was dit. En wat vir my die seerste is, ek dink ek het getel, daar is 52 mense op daai foto's wat nie meer met ons is nie, wat gesterf het deur die jare. So, asseblief, Elmarie, as jy het vir ons kan speel. I travel through the spoken land, there is a friend who walks with me, who leads
safely through the sinking sand. It's the Christ of Calvary. Well, this would be my prayer, dear Lord. Will it take to help me do the best I can? For I need thy light to guide me through the night. Blessed Jesus, hold my hand. Well, Jesus, hold my hand. Well, I need thee every hour. Well, through the spirit of land, protect me by thy power. Come on. Well, hear my feeble plea. Oh, dear Lord, look down on me. Well, when I need thee, pray. Well, I hope to reach you there. Blessed Jesus, hold my hand. Well, let me travel in this life to find that I might see the blessed way. Will keep me that I may be holy thine and see redemption. Will someday will I be a soldier brave and true and ever firmly take a stand. Will as I homeward go and daily meet the foe. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. Hold my hand. I need thee every hour. Every hour. Oh, through the spirit of land, protect me by thy power. Come on. Will hear my feeble plea. Oh, dear Lord, look down on me. Well, while I need thee, pray, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Well, Jesus, hold my hand. Hold my hand. Well, I Yes, I need need thee every hour. Oh, every hour. Well, through the spilker land, The little land. protect me by thy power. Will hear my feeble plea. Oh, dear Lord, look down on me. Well, while I need pray, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my. Come on, baby.
my soul today. Well, praise the Lord, praise the Lord. Oh, my many sins I'll wash away. Hallelujah, praise the Lord. We'll have to see all the way. All my night has turned today. Forever by his side I'll stay. Hallelujah, praise the Lord. There is gladness in my soul today. Praise the Lord, praise the Lord. For my many sins I'll wash away. Hallelujah, praise the Lord. I live singing all the way. For my night has turned today. Well, and forever by his side I'll stay. Hallelujah, praise the Lord. Come on, man. Well, there is gladness in my soul today. Praise the Lord, praise the Lord. Well, for my many sins I'll wash away. Hallelujah. Broeder en suster, daar is letterlik duisende foto's, so ek moes net 'n paar vinnig uithaal, en dit is ook weke se werk wat jy daar gesien het, so, en, ag, die Here is net goed vir ons, 26 jaar, die Here was net vir ons goed, tot waar ons hier gekom het in 2025, nou ek het net gou al die kinders laat haal, die tieners gaan ook gou terugkom, en dan gaan ons afsluit met ons gaskunstenaar, en daarna gaan Michael hulle vir nog 'n liedjies vir ons sing, en daar spesifiek een wat ons wil sing, ek weet nie of jy hom kan speel nie, Michael, deurgedra, hy het my deurgedra, ok, maar ons sal gou kyk, is reg. Nou, ons het vir julle 'n verrassing vandag, weet julle wat het is? Nee! Ok, julle gaan sien, ok. Ek is so bly vir almal van hulle wat hier is, ek wag ook net vir die tieners, om in te kom. Nou, broeder en suster, dit wat jy nou gaan sien, hy kom min of meer so, plus minus 30 jaar, saam met my en Melanie. Nou, dis eintlik vir ons baie hartseer vanoggend, want die vroukie wat ons geleer het in poppebediening is so 2 weke terug oorlede daar in die Kaap. So dis in haar nagedagtenis wat ons vanoggend gaan doen, wat ons gaan doen. En haar ou plekkie is leeg en ek gaan haar vreeslik mis, want sy het Melanie alles, sy het my en Melanie geleer alles wat ons weet van poppe af, en baie van u wat hier sit het op een of ander stadium by een van die skole of by die bediening het u te doen gehad met Flippie. Nou Flippie het 'n manier, en u gaan dit sien vanoggend, Flippie is net homself, maar nou moet ek sê, ja, my vrou is die een wat Flippie hanteer. En weet jy wat, Flippie sê goed wat my vrou nooit vir my kan sê nie. Want sien, sy kan dan sê, dis Flippie, dis nie ek nie. So my hart is eintlik maar bietjie seer vanoggend om dit te doen, maar ons doen dit ter nagedagtenis aan Alta Erasmus, wat so 2 weke terug met 'n beroerte gesterf het. En dis tot daar nagedagtenis. Nou, julle, ons het iemand wat vir ons kom kuier het.
Maar hy's maar 'n baie skaam ouetjie en omdat hy nie meer baie by sulke geleenthede kom nie. In die ou dae was hy baie besig, maar deesdae nie verskriklik baie nie. Sy naam is Flippie. Maar julle sal vir my moet help skree dat Flippie kan wakker word. Is dit reg? So as ek 3 tel en julle moet maar saam skree asseblief, want hy's eers agter, hy moet hoor. OK. So ek gaan 3 tel en skree julle Flippie, is dit reg? 1, 2, 3. Flippie! Ek dink nie dit was hard genoeg nie. Ek dink net ons sal moet harder skree, want ek dink na al die jare het hy ook so bietjie doof geword. OK, gaan julle weer try. Right, hier gaan ons. 1, 2, 3. Flippie! Wel, ek sien iemand begin vir ons loer, maar hy is nog baie skaam, so ek dink ons gaan nog 1 keer skree. O nee, toe maar, hier kom, maar kom ons sê, Flippie word wakker, is dit reg? 1, 2, 3, Flippie word wakker! Flippie, wat was dit nou? Al die stof in die kas, waar jy my los, elke liewe dag. Ag weet jy, ek is so jammer, ou Flippie. Ek sou glo in daai kas moet dit verskriklik stowwerig raak, en ek dink ek sou erger gehoes het as jy. Wil jy vir my nou sê, nou is jy nog allergies ook vir daai stof? Jy het so gesê. Maar Flippie, ja, ons is vandag as gemeente 26 jaar oud, en jy kom al 26 jaar saam met ons. Oh my goodness, dit verklaar alles. Wat? Draai ek jou? Sien? Stok oud. Flippie, dit was nou nie baie mooi nie. OK, effens oud. Bietjie. Klein bietjie. Klein bietjie effens oud. Ja, nog nie stok nou. Ek sê vir julle, daar's ander ou, ek sê vir jou, daar's ander ouens wat slegter lyk as ek. Kyk na Bossie daar agter. Ag nee man, hy's nog 'n spring chicken. Nou Flippie, jy het ietsie wat jy vanoggend met ons wil deel. En ek wonder wat dit gaan wees. Ek wonder op. Ag kom ou Flippie, jy weet mos. OK. OK, hier gaan ons. Gaan jy begin weer met 'n liedjie of gaan jy eers met ons gesels? Ons sal maar die liedjie ding doen. OK, nou kom ons kyk. OK. Gee die noot. Oh! Ish. Dan moet jy af die trappie. OK. Ah. Ons sal probeer. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes. O, nog verder. Ja. OK, almal moet saam sing. OK. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Wat was daai laaste noot? Waar jy begin het. Het ek geëindig? OK. Nou Flippie, voor ons by die boodskapie gaan kom. Ek het nou vir die gemeente gesê ons hart is ook eintlik bietjie seer want Tannie Alta Erasmus wat vir ons geleer het hoe om met jou te werk en hoe om in hierdie bediening te werk. Liewe Jesus het ongelukkig kom al 2 weke terug. So Jy jok.
Wat? Dit was nie ongelukkig nie. Dit was baie goeie nuus, want sy is nou by Liewe Jesus. sien, goeie nuus. Flippie, jy is so reg. Want sy is nie meer siek nie, né? En sy het nie meer probleme nie, né? Nope. En jy gee haar nie meer grys hare nie, né? Nee, ek gee dit nou vir jou. Flippie, wat gaan met jou oë aan? Wat's wat met my oë? Hulle lyk nie of hulle lekker align is nie. Dit is nie my skuld nie. Wie se skuld is dit? Weet nie, iemand het my eendag lang gelede nuwe oë gegee. Hulle het nie mooi gemeet nie. Maar Flippie, jy's reg, Tannie Alta is nou by Jesus daar in die hemel. Maar wat sê dit vir ons? O ja, ek onthou. sien, moenie my so lank in die kas los nie. Ja, ek ja. vergeet. So, ons moet elke dag met Liewe Jesus saamloop, en dan, as dit ons tydjie is, dan vat hy ons net daai 2-3 stappies verder, en dan is ons by hom in die hemel. Wow, en dis die beste plek ooit om te wees, né? Jep, Hoekom dink jy is dit? want daar is Liewe Jesus elke dag by ons, en daar is nie siekte nie, en daar is nie seer kry nie, en daar is net goeie en mooi dinge. Wow, ek kon dit nie eers so mooi gesê het nie. Wat sal ek sê? Flippie, weet jy wat, daar kom nou 'n ou borrelliedjie by my op. Dis een van die liedjies waarmee ons begin. Kan jy hom nog onthou? Iemand klim. Wie kan help? Gaan jy hom vir my sing? Hulle was nog nie eens gebore toe nie, man. Hoe weet jy? Hulle slim kinders. Ok, maar ek dink dis tyd vir daai borrelliedjie. Okay, maar ons moet die prop afdraai. Ja, jy verstaan van die prop. Ja, is reg. Right. Ons sal die prop afdraai. Ok, Want anders kan ons nie borrel nie. ok. Okay. Maar julle moet regtig bietjie saam sing, okay? Okay. 1, 2, 3. 3. Dit borrel hier in my, dit borrel hier in my. Die mense kan nie verstaan nie, maar ek is tog so bly. Dit borrel hier in my. Gee hom 'n groot hande klap. Wow! Weet jy wat, jy sing nog steeds so mooi. Ek het nou gedink die stof gaan jou stembande aantas. Dis hoekom ek gehoes het. Verstaan, hoes die stof uit. O, so jy het die stof uitgehoes. Flippie, maar weet wat, baie mense het nou al vir my gevra, hoekom is jou hare rooi? Ek weet nie, ek het nie myself gemaak nie, duh. Jesus het ons so gemaak soos ons is, né? Is dit reg, Flippie? Jep, ek het jou gesê, hierdie kinders is slim. Hulle is baie slimmer as wat ek dink. Ek dink hulle word so mooi geleer al by die kinderkerk. Maar Flippie, dit is nou vandag ons 26ste verjaarsdag. So ek dink vir 'n verjaardag persent moet jy vir ons happy birthday sing. Vir Koinonia. Michael het so mooi liedjie geskryf, maar jy hoef hom nou nie te sing nie. Jy kan net die gewone happy birthday sing. Okay. Yes, jy gee my baie werk. Okay. Nee, jy het te lank in die kas gelê. Okay. Is jy reg? Is jou stem reg? Kyk, is al die stof uit? Okay, ons is reg. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Koinonia. Happy birthday to you. Kom ons gee 'n groot hande klap. Flippie, baie dankie en gaan dit reg wees as ons eers weer 'n diens reël en dat jy die prediker gaan wees saam met my? Yes. Wil julle dit graag hê eendag? OK, ek moet dan net pas op om nie verkeerde goed te sê nie, né? Ja, mens sal hoop na 26 jaar het jy mooi geleer. Ek hoop ook so. Julle, kom ons gee vir Flippie 'n groot hande klap. Dit was wonderlik om hom hier te gehad het en ons sal hom binnekort weer sien met 'n kinderdiens. OK. Baie dankie. OK, dis Sal hom goed. by jou leer, hoor. OK, volgende keer. Ag julle baie dankie dat julle vanoggend hier was. Saartjie, het julle reeds vir die goedjies gegee. OK, so jy kan hulle gou terugvat en mamma en pappa kan hulle daar gaan haal. Kom ons gaan net afsluit terwyl hulle so sit. Dan kan hulle uitgaan. Kom ons gaan net. Nee, kom ons staan op. Michael, daar's daarom. Ek dink jy moet ons verjaardag liedjie weer sing. Ek weet dit gaan bietjie rof deurgedra want jy ken hom nie. Maar ek dink sing ons verjaardag liedjie en dan sal ons afsluit met deurgedra. Ek sal daarvoor gaan. Is reg. Kom ons staan op. Ons gaan gou ons verjaardag liedjie sing. Dankie Jesus vir Koinonia gemeente, waar ons saam in eenheid aanbid, waar die Gees vrylik vloei en om met ons bemoei. Ons eer die Here, o Heilige Here. Dankie Vader vir Koinonia gemeente, waar ons saam die aangesig soek. Ons verheer die naam, hier kom raak ons nou aan. Ons loof die naam, die magtige naam. Dankie Jesus vir Koinonia gemeente, waar ons saam in eenheid aanbid, waar die Gees vrylik vloei en om met ons bemoei. Ons eer die Here, o Heilige Here. Dankie maak ons nou aan, ons loof die naam, die magtige naam. Ons verheerlik die naam, hier kom raak ons nou aan. Ons loof die naam, die magtige naam. Julle kan uitgaan, ons gaan nog een liedjie sing. My skoonpa het gevra ons moet hierdie liedjie sing deurgedra. Annika sal my gou help begeleide op die klavier en die musikante sal ook saam met my speel. En Michael, ek sal gou kom, alhoewel jy kan saam met haar speel. Ja, nee, speel jy, dis makliker vir my. Ek wil net gou hoor. Speel hom op F. Okay. Hierdie liedjie sê deurgedra, het my deurgedra deur al die storms van die lewe. Michael is op F. Kom ons speel hom. Deurgedra. O ja, deurgedra.
deurgedra deur die storms van die lewe, was hy altyd deurgedra. Hy het my deurgedra. Ek is veilig as ek net op hom vertrou. O, hy het ons deurgedra. O ja, deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe, was hy altyd deurgedra. Ek is veilig as ek net op hom vertrou. Halleluja. Prys die Here, hy het ons deurgedra. Ek gaan ook dan vra dat ons broer Dani van Skalkwyk, is my pa, vir ons gaan afsluit. Hy was destyds die voorsitter van die komitee wat hierdie hele strategiese beplanning gedoen het en gekyk het na die visie en die missie en al die doelstellings van die gemeente. So, ek dink is net reg dat ek vir hom vra om te kom afsluit. Daar is hy, pa sluit vir ons af. As jy die agtergrond ken van hierdie gemeente en die ontstaan en wat vanmôre hierso sit en is dit net deurgedra. Ons het met 11 mense begin en die Here voeg daagliks by en dit is deurgedra. Kom ons by U hoofde. Here, ons eer U vanmôre vir die wonderlike voorreg wat ons het om vir 26 jaar U woord te kon verkondig en te versprei. U het 'n doel gehad toe ons begin het, Here, en U voer dit nog steeds deur. Here, ons beker loop oor vanmôre van dank en dankbaarheid, want U het ons werklik deurgedra. Daar was moeilike dae, Andries het moeilike dae gehad, maar U het hom deurgedra, Here, tot vandag toe. Melanie saam met hom, Here. En ons weet dat ons eendag die vrugte sal pluk van deurgedra. Al die lof en al die eer. Seën ons boeties en sissies nou waar hulle huis toe gaan, Here, en bewaar hulle in U beskermde hand en onder U bloed. En bring ons almal weer veilig tuis en ook op 'n U tyd bring ons weer by mekaar. Al die lof en al die eer kom U toe. Amen en amen. Baie dankie broeder en suster, heerlike dag vir u. U word genooi vir 'n koppie koffie, ietsie te drink en daar's ook 'n ou koekie, so is baie welkom. Asseblief die kerkraad net onthou om agter te bly vir die foto's en ook die kerkspan asseblief. Laat ons net daai foto's geneem kan kry. Baie dankie. Die Here seën vir u.